Goeiemôre. Ons kyk na Lukas 8 vers 22. Dit gaan oor die storm en Jesus wat die storm stil maak. Dit is ter voorbereiding vir die wijksbijeenkoms van Woensdag as jy dit wil gebruik. Nou wat interessant is van hierdie gedeelte is heel eers die prentjie van Jesus. Jesus, die seun van God, en hoe hy handel en hoe hy ons dan wys hoe ons in geloof kan handel. Die skrifgedeelte lewer bykomende bewys dat Jesus die seun van God is en leer ons om geloof in God te beoefen. En dit is die punt waarby ons wil uitkom, om geloof in God te beoefen en 'n deel van ons lewe te maak. Dit soos wat Jesus gedoen het volgens sy voorbeeld. Daardeur heers ons oor die storms van die lewe en verheerlik ons die skepper van hemel en aarde. En dit is waar ons wil opeindig op die einde van die dag, dat ons kan heers oor die storms wat in ons lewens na vore kom en wat ons bedreig. Nou, deurdat Jesus volkome mens geword het, kan hy demonstreer dat die mens deur die krag van die inwonende Heilige Gees 'n oorwinnende lewe kan lei te midde van al die toetse en beproewinge waardeur hy in die gevalle skepping omring word. En dit is vir ons, want dit is wat ons wil beleef. Dit is wat ons elke dag as oorwinnend wil lewe. Nou, dit begin Jesus, hulle vaar op 'n skip, hulle gaan oor die meer, dis 'n rustige geleentheid, Jesus gaan lê agter in die skip en hy slaap bietjie en alles is net rustig, want die disippels het die seile gespan nadat hulle geroei het, hulle ontspan bietjie want alles gaan nou mooi loop totdat hulle aan die ander kant van die meer kom en dan kom die moeilikheid, want skielik het daar 'n verskriklike wind opgesteek. Nou gewoonlik was dit net die wind om die seile te dryf, om die boot vorentoe te laat beweeg, maar dit is bekend dat op die mere het daar geweldige storms ontwikkel as gevolg van die berge aan die kante en dan het dit 'n stormwind na vore gebring wat die golwe baie hoog gemaak het. Ons lees hierso van golwe wat so hoog was as 6 meter. En dan die reaksie van die disippels. Was dit 'n straf wat God oor hulle gebring het? Hierdie uitdagende storm, hoekom het die onheil hulle getref? Het hulle iets verkeerd gedoen? Moet hulle almal nou omkom? Is dit die einde? Want hulle sou gedink het om naby Jesus te wees, dan was ek altyd veilig. Maar dit is nie die realiteit van die lewe nie, dit is nie die realiteit van ons lewe nie. Ons weet dit, om naby Jesus te lewe is geen waarborg dat dinge in ons lewens altyd glad sal verloop nie. En die disippels het sekerlik met hierdie vraag gestry en probeer uitvind, maar hoekom? Jesus lê agter en slaap, ons is in hierdie moeilikheid en dit lyk of ons dit nie gaan maak nie, of die boot gaan sink. Ek dink dit was vir hulle wat seevaarders was, wat bote kon hanteer het, 'n baie groot uitdaging, want skielik het hulle geen sin meer gehad nie, hulle het geen oplossing meer gehad nie. Wat gaan hulle doen? Dink net aan 'n 6 meter hoë golf en jy gaan op en jy gaan weer af en dis onthou, dis nie 'n boot wat 'n engine agter gehad het nie, dit was 'n seilboot en ek dink die vrees neem oor. Die boot het al hoe voller en voller vol water geraak en hulle het besef dit kan die einde wees, want as daar een groot golf oor die boot kom en hom vol water maak, dan gaan die boot sink. En dis wanneer paniek na vore kom en ons probeer die saak beredder en dit gebeur baie met ons. Daar kom 'n uitdaging, daar kom 'n krisis en ons eerste reaksie is altyd, wat gaan ek doen? Wat kan ek doen? Wat is my volgende optrede? En in hierdie gedeelte vra die vraag, maar hoekom het hulle vir 'n oomblik nie net gestop met hulle fisiese probeer en gebid tot God nie? Gebid tot die lewende Here, geroep en gesê, Here, red ons. Want ons tree baie keer net so, wanneer 'n storm ons tref, raak ons angsbevange en ons hardloop kringe in die stof, ons breek ons koppe om 'n oplossing te vind. Ons gebruik al ons finansies en wend al ons kragte aan om die probleem te probeer oorkom. En dikwels is dit
ons wat probeer en dit is nie God se oplossing nie. En dit is vir ons die kruks van die saak. Ons moet by God se oplossing uitkom. Ons eie inisiatief sal totaal uitgeput raak. Ons moet by God se oplossing uitkom. En nou kan ons vra, met die situasie op die boot, wat is God se oplossing? Jesus lê agter op die boot en slaap, en die disippels is besig om te probeer oorleef, en wat is die uiteinde? Hulle gaan na hom toe en hulle maak hom wakker, en hulle vra, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hulle maak hom wakker en sê, maar hier lê u en slaap, ons is in hierdie verskriklike groot krisis, gee u nie om vir ons nie. Almal moes gehelp het op die skip, hy lê en slaap, gee hy nie om nie. Nou ons kan ons kop meewaardig heen en weer swaai, want voel ons nie op partykeer so oor God nie. Wanneer ons oorweldig word deur probleme, en dit hou net aan, en dit raak net erger en erger, dan lyk dit baie keer vir ons, asof die almagtige God, ons Here, nie kennis neem van ons dilemma's nie. Hy sien nie ons pyn raak nie, hy sien nie ons situasie raak nie. Ons spartel hier onder op die aarde en roei die boot en probeer ons huwelik of ons besigheid, ons probeer alles red, ons probeer hierdie magdom van werk oorkom, maar dit voel asof God ons nie help nie, asof God nie ons probleem raak sien nie, en hy staan nie op en hy kom help ons nie, en ons voel ons gaan vergaan, en ons roep, Here, red ons, want ons vergaan. Wat het Jesus gedoen toe hy wakker geword het? Was hy paniekbevange? Het hy geskrik? Die omstandighede het hom nie oorweldig nie, en hier moet ons begin iets raak sien van hoe God handel. Die omstandighede het hom nie oorweldig nie, hy het geweet dat sy Vader algeheel in kontrole was van die situasie. Hy het nie eendag getwyfel dat sy Vader in beheer is nie. En hoeveel keer voel ons dat God nie meer in beheer van ons situasies is nie. Hy het geweet, Jesus het geweet wat is die perfekte wil van die Vader, en hy het daarby gebly. Jesus het nooit, hy het nie eendag verskoning gevra vir wat hy gedoen het nie, nie eendag in sy lewe het hy verskoning gevra nie, want hy het geweet, alles wat hy doen hy volgens die wil van sy Vader, want sy lewe was volmaak. En as Jesus so opgetree, dan moet ons daai gedagte begin kry van sy reaksie en sy ingryp in ons lewens in ons moderne tyd. Jesus het sekerlik gekyk na die disippels rondom hom wat moedeloos was, wat papnat was, want hy het gesê, wind, water, wees stil. Hulle was paniekbevange, hulle het gedog dis die einde. Jesus staan op en hy sê, wind, water, wees stil, en dit raak stil. En dan vra hy vir hulle die vraag, waar is julle geloof? Waar was julle vertroue in die Here? Het julle nie geglo dat God in beheer is nie? Het julle nie geglo dat die skip nie sou sink nie? Hy het miskien gewonder, hulle het al soveel wonderwerke gesien, hulle het soveel keer gesien hoe Jesus optree, hoe hy blindes se oë genees, hoe hy verlamdes laat loop, hoe hy dooies weer lewend maak. Het hulle nie genoeg belewenis gehad om te weet, maar God sal wonderwerke doen? Het hulle lewens nie verander deur die mag en die majesteit van Jesus nie? Want hulle vra nou maar, wie is hy? En vra ons dit nie ook baie keer, as ons so oorweldig word deur 'n uitdaging en dan kom 'n antwoord en God gryp en laat ons vra, maar wie is hy? En dan kan ons vra, maar sal ons ooit regtig een met Jesus kan wees? Sal ons ooit kan verstaan hoe hy gedink en geleef het? En ek dink die antwoord is ja, want as ons
wandel soos hy wandel in geloof in die magtige God. As ons sien hoe hy in afhanklikheid, in gehoorsaamheid, in afwagting van die skepper van die hemel en die aarde geleef het, terwyl hy op die aarde was, terwyl hy mens was, as ons dit kan begin insien, dan kan ons ook soos hy begin lewe in hierdie totale geloof in die lewende God. En dit is ons uitdaging. Ons moet begin sien hoe hy gewandel het. Ons moet begin glo soos hy geglo het. Ons moet begin optree soos hy opgetree het. Want dan sal ons ook in die geloof so kan handel soos Jesus gehandel het. As ons dit 'n bietjie uit 'n ander hoek kan sien, ons sien hier die kontras tussen die natuurlike optrede in die vlees. Dit is hoe ons reageer, en dan ook die bo-natuurlike optrede in die gees. Die asemrowende verskil tussen wanneer die mens werk en wanneer God werk. Ons moet God toelaat, as mens dit so kan sê, om in ons lewens te werk. Nie laat ons teen hom werk nie, maar ons eerste reaksie moet wees: Here, help ons, Here, red ons, Here, lei ons, Here, bring uitkoms. Ons moet dikwels meer in geloof handel as wat ons in ons natuurlike denkproses en optredes handel. Want soos Jesus sy Vader vertrou het, so vertrou ons Jesus en so vertrou ons hemelse Vader. En daarom laat ons in geloof handel en laat ons so optree soos Jesus van ons verwag, en dat ons dan sy wonderwerke, sy ingrype, sy redding sal beleef. Mag dit jou help om bietjie hierdie gedeelte jou eie te maak, en dan dit vir jou wyd te bring, en daai uitdaging te bring. Kom ons handel in geloof, kom ons vertrou ons Here 100%. Ons sit in uitdagende tye hierdie, so laat ons so optree, so lewe, so glo, en so mekaar ondersteun, so saam bid, met hierdie verwagting in die lewende God, dat ons weet hy sal optree, hy sal handel, want hy is waarlik ons Here. Baie sterkte, en mag die Here jou seën Woensdag met jou wyksbijeenkoms, en mag jy in geloof handel en weet die Here sal dit doen, want hy is ons Here.